verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Geliefdes, ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat 'n voorreg om weer vir so 'n bietjie terugvoer te gee oor die werk hier in die Wes-Kaap. Ek groet u dan ook uit die ateljee hierso op die plaas in Porterville. Die plek waar ek die afgelope tyd die meeste van my ure deurgebring het, met die voorbereiding van boodskappe en ook dan die opneem en redigering daarvan, vir boodskappe wat ons dan op die Facebookblad Teachings for Asia sit. Dit is maar 'n hoofsaak waarmee ons hierdie afgelope tyd besig was, is die voorbereiding van boodskappe. Ek kan miskien nie dit vir u sê, dit is regtig baie meer uitdagend is wat 'n mens regtig besef. Ek het byvoorbeeld verlede week het ek weer 'n boodskap op Facebook geplaas en ek het net besef, maar ek praat oor die ouens se koppe. Ek moet afkom, ek moet meer verduidelikend wees en ja, so die uitdaging is regtig om op 'n wyse hierdie mense te bedien dat 'n mens seker is hulle verstaan. Dankie dat u vir ons bid, dat die Here vir ons wysheid gee en insig rondom die goed. Ek wil vir u sê eintlik om 'n boodskap saam te stel is niks nie, maar om te gaan sit en dink hoe jy daai boodskap sinvol en prakties en verstaanbaar gaan oordra. Dit is 'n ander ding. Dit is waar die meeste van die tyd eintlik deurgebring word. Maar dan besef ons ook natuurlik dat die Heilige Gees is wat mense oortuig. En dat ons ook nou nie 'n te groot gewag moet maak oor die wyse waarop ons oorkom nie, hoewel dit ook ons verantwoordelikheid is om duidelik en verstaanbaar die evangelie te verkondig. Want as ons kyk na die gelykenis wat die Here vertel het van die saaier wat uitgegaan het en saad gesaai het, dan sien ons dat die eerste saad wat op die pad geval is deur die voëls opgepik, en as die Here dan later hierdie gelykenis uitlê, dan sê hy, daardie voëls wat die saad opgepik het, is soos die vyand wat kom, en die woord, nadat dit gesaai is, kom steel by die mense, omdat hulle dit nie verstaan het nie. Nou ja, daar lyk dit vir my, asof die nie verstaan van die evangelie amper voor die voete van die saaier gelê word, in ander woorde die persoon wat die woord bedien het. En daar moet ons versigtig wees. As verkondiger van die woord staan ons absoluut so verantwoordelik teenoor die mens en teenoor God om die evangelie op 'n verstaanbare manier te verkondig. So dankie dat u vir ons bid, dat die Here vir ons groot wysheid gee met die saamstel van die boodskappe. Soos ek gesê het, in hoofsaak was ons maar besig met die voorbereiding en die opneem van die boodskappe, en dan het ons ook met invaltyd het ons dienste gehou op die plase, waar ons gewoonlik in die aanddiens hou, het ons die afgelope tyd, het ons meer ons daarop toegespits, om in die oggend tydens invaltyd boodskappe te gaan bring, omdat ons daar by daardie geleenthede nie die meeste nie, maar al die mans kan bedien, wat gewoonlik nie na die aanddienste toe kom nie. En dan is ons maar nog steeds besig met die biduur in die ouerhuis, wat baie geseënd was. En weet jy, ek wil vir u so ietsie vertel van vanoggend se biduur, waar Giel vir ons 'n boodskap gebring het uit Korintiërs 13 oor die liefde. En weet jy, ek weet nie eens hoe om dit vir u te sê nie, maar terwyl ek vanmôre na hom geluister het, toe ek net besef wat so ongelooflike werk
die Here vir Giel kom doen het deur die skrif vir hom oop te breek. En die besondere gawe wat die Here dan ook vir Giel gegee het, om op 'n baie praktiese wyse die evangelie oor te dra. Ek is eintlik spyt ek het daardie boodskap nie opgeneem nie, maar ek kan net dit vir u sê. My hart juig absoluut as ek na Giel luister en ek sien hoe die Here hom gebruik en hoe die mense na die dienste by die bidhuur vir hom so dankie sê. Ek weet 'n vrou het eendag na hom toe gekom en gesê hy moet nooit ooit die praktiese manier hoe hy oorkom ooit verloor nie. So ons dank die Here. Bid vir Giel. Die Here het groot werk in hom gedoen en hom regtig bekwaam gemaak. Hy's nederig en geen verwaandheid is by hom nie. En bid dat die Here vir hom nederig sal hou en dat die Here vir hom verder ook sal seën in sy bediening en sy pad vorentoe. Ons gaan natuurlik nog seker 'n lang pad saam vorentoe stap. Giel was baie bedrywig in die slaghuis die afgelope tyd, maar hy's vereers is hy nou klaar met die werk wat hy daar gedoen het. Ons is dan ook baie dankbaar vir Borge wat besluit het om Giel se toelaag te borg. Dit was maar vir ons baie moeilik. Ek het by tye uit my eie sak uit vir Giel maar gegee, maar dit was nou definitief nie baie gewees nie, want ons self het dit nie breed nie, maar Giel het nog steeds vasgebyt. En toe het hierdie kosbare mense vir ons daar vanuit die suidkus van KwaZulu-Natal geskakel en hulle het gevra wat die behoefte is. Ek het dit genoem en hulle toe nou besluit om vir Giel te borg. Ons is die Here werklik so dankbaar daarvoor. Weet u geliefdes, en dan wil ek ook net vir u vertel van die megafoon wat ons kon aankoop. Ons is die Here so dankbaar vir hierdie kosbare toestel wat ons kan gebruik tydens openligdienste, wat ons gereeld hou. Nou, jy moet weet, die luidspreker wat ek gebruik het by die openligdienste was so ontoereikend gewees. En die mense maak baie geraas in die dorp en jy praat maar basies met die ou paar mensies hier voor jou. Veral as daar trokke verbykom, dan hoor hulle nie eers nie, want ons luidsprekers was maar net, soos wat ek sê, het net nie die mas opgekom nie. Ons het dan by Dominee Chris Simon, wat gereeld openligdienste hou in die Kaap, het ons kers opgesteek en hy het vir ons vertel van hierdie megafoon wat hy gebruik, wat 'n ryk afstand van, glo dit of jy wil, 800 meter het. En ons het toe die Here vertrou, ons het dan ook die behoefte bekend gemaak, dat ons fondse nodig het om hierdie toestel aan te koop, en weet jy, die reaksie was oorweldigend. Die Here het regtig in mense se harte gewerk, en ons wil die Here dan ook dank vir mense wat in gehoorsaamheid dan geborg, die megafoon geborg het. Ons verwag dan nog geld wat inkom, sodat ons alles kan betaal wat betaal moet word. Nou wil ek vir u sê, hierdie megafoon het R6.000, eintlik R7.000 gekos. Hulle het vir ons R1.000 afslag gegee, maar toe moes ons nog die batterye ook aankoop en die laaiers, wat dan 'n ekstra R2.500 was. Nou, u sal miskien vir my vra, maar hoekom so 'n duur item? Kom ek sê vir u geliefdes, wanneer dit gaan, of liewer wat die megafone aanbetref, help dit nou maar eenmaal nie om hierdie goedkoop Japaneese goed te koop nie. Hierdie megafoon is regtig kwaliteit en en ons dank die Here vir die megafoon. Hy het voorsien en ons gaan nou hierdie naweek gaan ons eerste openlig hou met die megafoon. Ek is so opgewonde, ek kan nie wag nie. Soos die Here wil, ry ek oor 2 dae gou Kaap toe om die batterye te gaan haal. Daar is ook dan ander goed wat ek moet aankoop. Maar ons dank die Here. Ons wil die Here loof vir elkeen wat bygedra het
om dit vir ons moontlik te maak om hierdie wonderlike toestel te kry, sodat die evangelie wyd en suid verkondig kan word. Jy weet, in Porterville, as ons in die een kant van Porterville oopelig hou, sal ons die hele dorp met daardie megafoon kan bereik. En in Monteberta, die woonbuurt, wil ek vir u sê, sal ons omtrent die helfte van die woonbuurt, indien nie die hele woonbuurt, sal ons kan bedien. En ons dank die Here daarvoor. Ons gaan dan ook Saterdag, soos die Here wil, gaan ons na 'n rugbywedstryd, en hierdie is 'n wonderlike geleentheid wat hom voordoen. Giel speel rugby Saterdag, en ons het nou besluit dat terwyl die paviljoen so uitgepak sit met mense, gaan ons direk na die wedstryd, gaan ons vir die mense net 'n oomblik vra om net te sit, en dan gaan ons hulle bedien met die evangelie. Ek is so opgewonde daaroor. Dink net hoeveel mense kan ons dan bereik met hierdie megafoon. Ons loof die Here daarvoor. Nou geliefdes, dan was ek en Marina so bevoorreg om ek dink dit was Junie maand, hier op te gaan Pretoria toe, om die nuwe bakkie te gaan haal, wat Derek vir ons, of nie vir ons gekoop het nie. Jy weet, hierdie sakeman het 'n geweldige passie en 'n ywer vir die werk van die Here. Hy's 'n fantastiese rentmeester van die materiële dinge wat die Here aan hom toevertrou het. En hy het regtig 'n verskriklike nederige mens, en baie kosbaar. Ons stap al jare 'n pad met hom. En weet jy, hy koop vir homself, vir sy eie besigheid koop hy eintlik 'n nuwe voertuig, so elke 3-4 jaar, en dan gee hy vir ons, vir die sending, die geleentheid om hierdie voertuig dan vir die eerste 4 jaar te bestuur. En dan vat ons die voertuig op, en dan kry ons nou weer 'n nuwe voertuig. Dit is ondenkbaar. Ek wil vir sê, as ons vir mense vertel daarvan, dan sê hulle net, hulle verstaan nie hoe hierdie ou se hart klop nie. 'n Nuwe voertuig, en hy sit hom in iemand anders se hande, en die sending ry hom die eerste 4 jaar. Wel, ek wil vir u sê, dit is wat hy doen. En ons kan die Here nie genoeg dank vir die fantastiese, wonderlike voertuig, wat hy dan nou weer aan ons toevertrou het. Dis 'n groot verantwoordelikheid om hierdie voertuig te ry en om hom op te pas, sodat ons hom so nuut as moontlik aan hom kan terugbesorg. Nou, ons wil ook dan vir hom baie, baie dankie sê vir hierdie wonderlike gebaar, vir die ywer en die passie wat hy het. Nou, geliefdes, ek wil nie mense uitsonder en sê die ene dit gedoen en daai ene dat gedoen nie. Ons wil vir elkeen van u, wil ons bedank, van harte bedank, en vir u net sê dat ons u waardeer, u gebede en u bydraes tot Kesa se rekening, sodat ons kan betaal wat betaal moet word. Ons het loopkostes elke maand, daar is uitgawes, maar die Here is regtig goed. En ons wil vir u baie dankie sê vir u gehoorsaamheid, dat wanneer die Here dit op u hart lê, dat u gee vir sy werk. En u doen dit natuurlik omdat u 'n passie het en ook 'n ywer het vir die uitbreiding van sy koninkryk. En daarvoor wil ons die Here dank en wil ons vir u erkenning gee en net sê baie, baie, baie dankie. Nou geliefdes, ons gaan nou in hierdie volgende paar weke en eintlik maande nog baie druk bedrywig wees met die opneem van boodskappe. Dit gaan baie stadig, maar ons kom daar, ons is besig. Maar nietemin, ons is maar besig met die opneem van die boodskappe, en soos wat ons hulle opneem en redigeer, so word hulle dan op die Facebookblad Teachings for Asia geplaas. En ja, dan gaan ons maar aan met die openligdienste en die invaltyddienste op die plase. Miskien kan ek net gou dit vir u sê. Weet jy, ons rit hier op Pretoria toe was vir my geweldig traumaties, want ek is regtig net nie meer gewoond aan daardie tipe verkeer nie. En veral toe ons daar by Derek gery het met die nuwe bakkie, dit het vir my gevoel dat almal op die pad wil op my afpyl. En ek was baie, baie op my senuwees gewees oor die nuwe bakkie.
En soos ek sê, dit is 'n groot verantwoordelikheid. Nou, toe ons daar ry, het ons nog 4 afsprake gehad wat ek moes nagekom het. En weet jy, ek was so opgestres dat ek nie een van die afsprake wou nakom. Ek wou net terugkom by die huis. Ek wou net in die Kaap kom. En gelukkig was my vrou by my en sy het vir my gedwing om elke afspraak na te kom. Nou, weet jy, ek wil net vir u dit vertel. Ons was toe by die AGS in Vanderbijlpark, Valpark gemeente. Wat 'n pragtige gemeente. Ons het daar met pastoor Hannes van As en pastoor Roan, dink sy van is Lambrecht, het ons gaan kuier, vinnig net daar ingeloer. En weet jy, ek was so geseënd om met die 2 jong manne net te gesels en hulle ywer en passie te sien. Dit was vir my regtig, dit was vir my die hoogtepunt van daardie rit. Dit is net om te sien hoe hierdie 2 jong pastore so uitverkoop is aan die werk van die Here en te sien hoe hulle die Here in reinheid dien en opregtheid, en waarvoor ek ook 'n geweldige waardering het, is die suiwerheid van hulle woordverkondiging. Natuurlik het hulle onder leiding gestaan van pastoor Dries van As, wat pastoor Hannes se pa is, wat werklik 'n man is wat so suiwer omgaan met die woord en wat die evangelie bedien met die vrese van die Here. Ons is die Here so dankbaar vir ons vennootskap wat ons dan met die AGS van Vanderbijlpark het en die ywer wat hulle ook het vir sending. Ek wil ook baie dankie sê vir die gemeentelede van Vanderbijlpark AGS wat in gehoorsaamheid aan die stem van die Here, dit wat die Here op hulle hart gelê het, besluit het om ook vir Kesha donasies te gee of liewer te borg. En ons wil net vir u baie dankie sê. Geliefdes, ons veg in die voorlinies, maar ek wil vir u dit sê, u is daar agter by die bakgoed, waar sonder ons nie kan. U kyk en u bid, u ondersteun ons kan nie sonder u nie. Ons wil vir u baie dankie sê. Mag die Here vir u ryklik seën, by uitstek seën vir dit wat u vir sy werk doen. Seën vir u, tot 'n volgende keer. Totsiens.